Hallo broers en susters, welkom. Jammer, hierdie is my derde probeerslag op hierdie Sondag die 18de Augustus. En dit is my voorreg om saam met jou te kuier en ek vra verskoning vir die sagte ware wat ons in die steek laat. En ek vertrou dat ons dit nou sal deurdruk en dat ons die ding sal doen. Welkom by ons in hierdie oggend. Dit is 'n voorreg om saam met jou te kuier. En ek het nou reeds hierdie begin, maar ek wil net weer sê vir die wat kyk na hierdie opname, dat ons het vanoggend 'n woord wat saamgevoeg is uit die psalms uit, en ek het Psalm 56, 69 en 91, en hierdie psalms is psalms wat poëtiese bedeliede is, wat poëtiese gebede is voor die lewende God, om in te druk by die lewende God, en dis 'n voorreg om hulle aan jou te bring in hierdie oggend as die woord, en ek het 'n woord wat ek voorberei het, wat draai rondom die God wat trane tel en uitred, die God wat ons trane tel, die God wat jou trane tel. Jou trane is belangrik vir hom, nie omdat hy lekker kry in jou trane nie, omdat hy omgee vir jou tot op die vlak van jou trane tel, en 'n God wat uitred. Maar kom ons gaan en ons bid en ons draai die oggend op aan God. Ons kom en ons bid dat die Heilige Gees ons sal help, dat jy nie my sal sien nie, maar dat jy sal hoor dit wat die Here vir jou wil sê in hierdie oggend. Here, wat 'n voorreg dat ons net kan kom stil word voor U as lewende God. Wat 'n voorreg dat ons net kan kom en kan kom weet dat U is die een by wie ons wil indruk. U is die een waar ons veilig is. U is die een waar ons gereken is. U is die een waarby ons punte tel. U, ons Vader. Here, maar terselfdertyd ons God. En ons kom na U toe met verootmoediging, te sê, Here, dankie vir die voorreg dat ons by U kan stil word. Dankie vir die voorreg dat ons by U kan kom saam kuier. Dankie vir die voorreg dat ons kan weet dat U stel belang in ons. Dankie vir die voorreg dat ons kan kyk vanoggend na 'n psalm wat ons vertel dat U ons trane tel. Maar Here, 'n psalm wat vertel dat U ons uitred. Dat U die een is wat ons die geleentheid gee om voor U te kan staan sonder vlek. Sodat ons voor U kan staan en U ons sien deur Jesus Christus se volkome werk aan die kruis. Sê vir U dankie. Dankie Here vir Heilige Gees. Heilige Gees, U is so welkom. Dankie Heilige Gees dat U ons toevou in hierdie oggend. Dankie dat U ons harte oopmaak. Dankie dat U ons voorberei. Dankie vir U toevou en U liefde. Here, ek kom en ek wil bid vir die offergawe, elke persoon wat saai in hierdie bediening in, elke persoon wat aan U 'n offer bring. Here, of dit nou in die bediening is of nie, dit maak nie saak nie. Here, elke persoon wat U geesbeginsels honoreer, 'n tiende, 'n liefdesoffer, geloofsoffer, eerste vrugoffer, Here, enige persoon wat ingee tot die dienswerk voor U as die lewende God. Ons kom en ons kom seën dit. Here, maar die offer wat aan ons toevertrou is, as Word Collective, kom ons en ons kom seën dit. En ons kom sê, Here, help ons dat ons dit so sal aanwend, en dit sal gaan tot die uitbou van die vyfvoudige bediening. Here, ons weet, U is ons voorsiener. Daarom kan ons kom stil word voor U as lewende God. Aan U al die eer. Ons gee vir U die eer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jammer vir weer en weer probeer, maar hier is ons vanoggend, en daar's 'n klein dingetjie wat fout gaan met hierdie sagte ware. Daar's 'n nuwe patch, en daar's 'n klein dingetjie wat fout gaan. Ek gaan seker maak dat ek nie weer op daai klein dingetjie wat ek gewoonlik moet klik, nie weer gaan klik nie. Ek leer gou. Maar welkom by ons in hierdie oggend. Ons kyk na 'n woord wat praat oor die God wat trane tel, die God wat kyk na jou, die God wat indruk saam met jou, die God wat omgee vir jou. En ons kom vanoggend en ons kom kyk daarna en ons kom kuier rondom die woord, en ek het 'n woord wat hallo aan die Meyers, ek het 'n woord wat ek ingegee het of ontvang het van die Heilige Gees af, wat gaan rondom die psalms, soos ek vroeër gesê het, psalms 56, 69 en 91, wat poëtiese gebede is, poëtiese bedepsalms is, maar met die diep emosie van die openbaring van God se karakter. En dis waar ek vanoggend saam met jou geliefde wil stil staan,
En ek wil saam met jou kom indruk. Weet jy, het is so baie dat mense na ander kyk en hulle op hulle baadjie takseer. En as ek en jy net wil kom op 'n plek waar ons na mense wil kyk en na God wil sien, soek in elke persoon, soek die openbaarmaking van 'n seun of 'n dogter van God. Soek daai ietsie. En dat ons begin bou in ons medegelowiges en ons broers en susters in op dit wat ons vind wat uit God se hand uitkom. Op dit wat ons vind wat ons wys na Jesus Christus. Eerder as om te kom en te kom kritiseer en foute soek in die klein goetertjies, want wie is ek in elk geval? Wie het my aangestel om jou te kan, om jou bediening, om jou te kan as persoon, elke een van ons het 'n bediening. Onthou, ek praat nie net van 'n pastoor of 'n dominee of iets nie, ek praat van enige persoon wat weergebore is, wat 'n bediening het in die werk van God. En ek wil in hierdie oggend kom en vir jou sê dankie daarvoor. Maar kom ons kyk na hierdie psalms en dit bied troos aan diegene wat deur moeilike tye gaan. Nou ek weet, elke een van julle is nie op hierdie stadium op 'n plek waar jy deur 'n moeilike tyd gaan nie. Maar elkeen van ons is besig met ons voorbereiding. Met ons voorbereiding as die bruid. En Jesus Christus, die bruidegom, kom om ons te haal. En in hierdie voorbereiding is daar tye van moeilikheid. Is daar tye van dit gaan moeilik. Is daar tye van dis nie maklik nie. En daarom kan ek en jy indruk. Daarom kan ons kom en ons kan ons woord kom gryp. Hierdie liefdesbrief van die bruidegom aan die bruid. Hierdie liefdesbrief. Jy die bruid, Jesus die bruidegom het 'n liefdesbrief. 'n Liefdesverklaring vir jou en vir my. Maar hierdie is terselfdertyd ook my swaard. Hierdie is terselfdertyd my swaard waarmee ek myself verdedig in die oomblikke van aanval. Die woord waarop ek kan staan, soos wat Jesus gesê. Okay. Fokus. Ek fokus. So elke persoon wat deur moeilike tyd gaan en nie deur moeilikheid gaan nie, is hierdie nog steeds skrif wat ons help met ons geloofsgetuienis. Want die skrywers wat hier skryf, en jy sal hoor ek praat van skrywers, alhoewel dit moontlik is dat dit net Dawid is, maar daar's dalk een van die psalms wat nie deur hom geskryf is nie, maar ons sal daaroor kyk later. So kom ons verken saam en ons kyk na hierdie psalms en ons kyk na hierdie betekenis wat dit het vir mense van daardie tyd. Maar ons kyk binne in dit deur die hulp van die Heilige Gees na hierdie tyd, na waar ons nou is, na waar ons vandag is, van waar ons mekaar ontmoet. En ons wil gaan kyk na die skrifte en ek wil begin met 'n opskrifie. Ek het drie punte wat ek wil maak uit hierdie psalms uit as julle my gaan toelaat. En die eerste ene is die God wat trane tel. En ons wil kyk na die God wat trane tel, Psalm 56. Wil ons gaan kyk na die God wat trane tel, want Psalm 56 is 'n lied van vertroue. 'n Lied van vertroue. Dit praat oor God wat trane tel, maar is 'n lied van vertroue, geskryf deur Dawid tydens 'n baie moeilike periode in sy lewe. Dawid was op vlug. Hy was gevange gehou. Die Filistyne het hom beet gekry in Gat, die dorp Gat. En jy kan dit gaan lees, maak 'n nota. Ek gaan dit nie lees vandag nie, bloot oor tyd, maar ek sou dit graag wou lees. 1 Samuel 21 vers 10 tot 15, waar hy so ver gedryf was as om homself as kranksinnig voor te gee. Ja, baie mense weet nie, Dawid het self in plekke en in tye gekom waar hy homself kranksinnig voorgehou het om net te kon deel met die situasie en om te kon uitkom uit die situasie uit, het hy gedink, dis sy manier. Dawid, hierdie magtige krygsman, hierdie kryger wat koninkryke oorweldig het. Daar's 'n toets vir elke een van ons. Dis altyd vir my interessant om te lees wanneer koning Agis, want dis die koning wat ons hier van 1 Samuel 21 lees, koning Agis se woorde wat hy vir sy dienaars vertel, dat waarom bring julle hierdie kranksinnige na my toe, ek het genoeg van hulle. Hoekom dink julle moet ek nog hierdie een ook vat? En ja, partykeer voel ons so in ons lewe, en ek weet partykeer voel mense so oor my, en partykeer voel mense dalk so oor jou, maar ek en jy het 'n bydrae om te maak. Ek en jy het soos Dawid
Dawid 'n magtige skrywer, 'n man na God se hart, wat die woord ons vertel. Hierdie Psalm 56, as ons dit gaan lees, is 'n Psalm wat toon 'n man wat dikwels moes vlug. Dawid skryf dit, 'n man wat dikwels moes vlug. Hy moes uitvlug voor groot gevaar, maar wat steeds sy vertroue in God geplaas het. En daarin is die les vir my en jou. En Dawid skryf, en ons begin lees, en ons lees in Psalm 56, en ek gaan vra dat jy die hele Psalm 56, 69 en 91 gaan lees, maar ek gaan net klein stukkies uithaal, bloot oor tyd. Dit gaan maar net oor die tyd. En Psalm, nie oor dat hierdie skrifies meer belangrik as die ander nie, bloot oor tyd. Die Psalm 56, en ek spring sommer onmiddellik na vers 9 toe. U het my om swerwinge getel. Dawid, wat hy skryf, Dawid, hierdie man na God se hart, hierdie magtige koning wat koninkryke gaan oorweldig het, hierdie kryger koning. U het my om swerwinge getel. Hou my trane in 'n kryk. Dawid kom en hy vertel vir ons dat hy weet die lewende God, die groot ek is. Hy weet die God van Abraham, Isak en Jakob. Hierdie God, kyk na sy omswerwinge. Hierdie God hou sy trane in 'n kryk. Is hulle nie in die boek nie? Dawid wat kom en sê, Here, U is so magtige God. Steeds stel U belang in my as gewone mens op so vlak dat U my trane tel, my interpretasie van wat daar staan. My trane tel. Is hulle nie in die boek nie? Het U hulle nie opgeskryf nie? Hierdie beeld van God wat ons trane tel, is een van diep empatie en medelee. 'n God van empatie en 'n God van medelee. Nou, julle weet wat die verskil tussen empatie en medelee. Medelee sê ek voel vir jou, empatie sê ek saam met jou. Ek's binne in die situasie met jou. En vir Dawid was hierdie wete 'n bron van vertroosting in sy benoudheid. In sy benoudheid het hy geweet dat God tel my trane. Nie omdat God hom versug, omdat God opgewonde is oor my trane nie, maar omdat God persoonlik omgee vir my, is dit tot op die vlak wat hy vir my omgee. God was nie net bewus van sy nood nie, maar het aktief al sy pyn opgeteken. Dis Dawid se skrywe hierdie. Dit dui op 'n intieme en persoonlike verhouding. Dit dui op 'n intieme en persoonlike verhouding tussen Dawid en God. Hierdie Dawid, die man na God se hart, hierdie magtige kryger, op 'n vlak waar hy voor God kom en sê, Here, maar U tel my trane. Is dit nie so 'n bietjie 'n softie plek om te wees nie? Maar dit is presies waar die Here wil hê, ek en jy verontmoedig voor die lewende God. En ek wil hierdie Psalm moet jou kom hartsnare kom roer in hierdie oggend, en ek vertrou dat die Heilige Gees, die inwonende Godheid, die werk sal doen. Vers 10, ons gaan voort met vers 10, en dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek dat God aan my kant is. Hy vertel vir jou en vir my, hy vertel vir sy Vader, die lewende God, die groot ek is, kom vertel hy, maar daardie dag, wat U vir my omgee, is die dag wat ek weet, hierdie vyande van my gaan uitwyk, hierdie vyande van my gaan agteruitwyk, die dag wat ek roep, dit weet ek, dat God aan my kant is. En kan ek en jy sê, dat ons weet, dat God aan ons kant is? In ons lewe vandag, beleef ons ook oomblikke van pyn en hartseer, of is jy sonder pyn en hartseer? Beleef ons oomblikke van pyn en hartseer, en die antwoord is ja. Maar dit is geruststellend om te weet, dat God elke traan wat jy stort, waardeer. En ek het hierdie woord waardeer fyn gekies. Hierdie woord waardeer is nie omdat God lekker kry in jou nood en in jou pyn en in jou traan nie. Die woordjie waardeer klink of dit verkeerde woordkeuse mag wees. Maar nee, God vind nie behaag in jou trane nie. Tog teken hy jou oomblik van trane aan, as Vader wat vir jou omgee. Hy vergeet nie ons pyn nie. Hy vergeet nie ons pyn nie. Dit verdwyn nie in die niet nie. Hy maak ons heel. Hy maak ons reg. Maar eerder word elke traan deur God gesien en onthou. Hierdie Psalm roep ons om te vertrou op God, veral in tye van swaar kry. En ek weet nie waar hierdie woord, waar jy saam met die Heilige Gees vanoggend sit voor hierdie woord. Ek weet nie waar jy sit in jou situasie in die lewe, of dit in die natuurlike,
in die brein, in die verstand, en of dit in die geestelike is, wat jy pyn ervaar nie. En ek praat met die voorreg om met verskeie manne te praat, en daar's manne wat swaar kry in hulle verhouding met God in hierdie situasie, in die tyd waarin ons lewe, met dit waarmee ons gebombardeer word. En daarom is dit belangrik vir my en jou te gaan loer na wat Dawid sê in hierdie situasie. Ons lees vers 11. Deur God sal ek die woord prys. Deur God sal ek die woord prys. Want as ek die woord prys ek Jesus Christus, want hy is die woord. Hy is die weg, hy is die waarheid. Deur God sal ek die woord prys. Deur die Here sal ek die woord prys. Herhaling, want hy wil hê ek en jy moet sien dat die woord van God is dit wat staan. Die woord van God is dit, hierdie swaard wat die liefdesbrief is, hierdie swaard van God waarmee ek hierdie geveg veg. Maar in dieselfde tyd is hierdie swaard so deur en magtig, want dit is binne-in, dis die inwoning in my, want dis die liefdesbrief van God aan my as die kind. Vers 12. Ek vertrou op God. Ek vertrou op God. Ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Wat kan 'n mens my doen? En hierdie is nie 'n uitdagende vers nie. Hierdie is 'n vers van rus. Hierdie is nie uitdagend nie. Hierdie kom daag nie, kom tart nie uit die lewe en die sameloop van die lewe nie. Hierdie kom net sê maar ek vind my rus in die Here. Dawid, wat vir my en jou kom vertel. Hy wys vir ons dat wanneer ons hierdie vertroue het, geen vyand, geen bedreiging, geen bekommernis ons kan oorweldig nie. God bo alles. Ons word daagliks gekonfronteer en in die lewe, in die tyd waarin ek en jy lewe, anders as die tyd van Dawid, word ons daagliks gekonfronteer met vrees en onsekerheid. Maar Dawid het dit verstaan in die tyd wat hy gelewe het, want as jy Dawid se storie gaan lees, gaan jy sien dat dit nie net 'n gelykmatige storie is nie, maar dat daar op en afdraande is. Maar Dawid se woorde herinner ons dat ons moed kan skep. Nie moed nie, moed. Dat ons moed kan skep in God se beskerming. Dan my tweede punt wat ek wil maak in hierdie oggend, 'n gebed vir verlossing wat uitred. 'n gebed vir verlossing wat uitred. En ons spring oor na Psalm 69 toe. 'n gebed vir verlossing wat uitred. En dis waar ek die uitred in my titel vandaan kry. Die uitred. Hierdie Psalm 69 is 'n klaaglied. Maar dis 'n klaaglied, 'n uitroep tot uitred. Hierdie klaaglied wat geskryf uit 'n posisie van diepe nood en wanhoop. En dis so interessant dat binne in hierdie psalms is daar wanhoop. Daar's 'n uitroep na God, maar daar's 'n uitkoms. Daar's 'n diepe omgee, daar's 'n liefde, daar's 'n toevou. En in hierdie psalm wat aan Dawid toegedig word reflekteer 'n tyd in sy lewe waar hy oorweldig was deur sy vyande. Hy was oorweldig deur vyande en deur omstandighede, en baie van hierdie omstandighede het hy self op hom gebring. Dis een van die mees aanhalingsryke psalms in die Nuwe Testament, want dis van profetiese aard, van Dawid se woorde wat wys, veral as dit kom by die lyding van Christus. Die woorde van Dawid wat wys sy lyding wat hy deurgaan as mens, maar dat Jesus Christus dit reeds gedra het vir hom. Profeties wys Dawid vir jou en vir my. En ek en jy lees hierdie vandag na die tyd met Jesus Christus wat klaar gekom het en die werk gedoen het. Onthou, Dawid het vooruit gekyk daarna en hy het net gesien dit wat God aan hom profeties geopenbaar het. En hy skryf vir ons in Psalm 69, en ek spring weer sommer net in die Psalm in en ek wil vra dat jy die hele Psalm gaan lees. Psalm 69 vers 14, maar my gebed is tot U, o Here, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van U goedertierendheid, deur die trou van my heil. Maar my gebed is tot U, die lewende God. Waar vind ons mekaar? Broer, suster, waar vou ek en jy mekaar toe? In hierdie gebed voor U, die lewende God. In die tyd van genade, het ek en jy 'n tyd van genade vir die broers en susters om ons. Het ons 'n tyd van toevou. Onthou hierdie genade, en dis belangrik dat ek en jy net gou vir 'n oombliekie hoor. Hierdie genade
is genade vir die mens. Dis toevou van die mens. Maar dit sê nie dat die verkeerd wat ons doen is reg nie. Dit verdra nie onheil nie. Dit verdra nie teen God se woord ingaan nie. Dit verdra nie om teen God se woord te staan nie. Dit verdra nie om teen God te spreek nie. Verhoor my deur die grootheid van u goedertierendheid. Hierdie goedertierendheid van God. Hierdie goedertierendheid, hierdie aanhoudend net goed wees, voortdurend net goed wees. Maar hy aanvaar nie die onheil nie, want hy sê, hier is die sleuteltjie vir my en jou in hierdie vers 14, deur die trou van u heil. En hierdie woordjie heil gaan ek nou oor meer gesels, maar laat ons net gou doen wat ek moet doen. Ek moet fokus, die tyd hardloop vir my weg. Vers 15, red my uit die modder en laat my nie sink nie. Laat my gered word van my haters en uit waterdieptes. Ek dink een van die moeilikste plekke om jouself te bevind is onder water en dan onder modder, in diepe waters en diepe modder waar jy in moeilikheid is. En onthou, Dawid skryf het uit 'n tyd, hulle het in die woestyn gebly, maar elke soveel jaar in tyd het dit so gereën dat daar net eenvoudig die oomblik wat daar's nie, dis droog, dis sandgrond en die oomblik wat die water val, kan die water nie insink nie, die water moet wegvloei. So daar was altyd modderstor, daar was altyd mense wat meer gesleer is deur die waters. Daar's altyd mense wat, en dis die agtergrond binne in hierdie wat ek en jy moet sien in hierdie waterdieptes. En in vers 15 roep Dawid uit die beeld van modder en waterdieptes, dui op hierdie hopeloosheid van die oomblik wat daai beeld van waterdieptes jou vat, is jy eenvoudig net in hierdie ellende en jy gaan net saam, jy gaan verlore. Hierdie beeld sou Dawid se tydgenote bekend wees as gevolg van die fisiese vloede binne in die woestyn. Dan spring ons na vers 16 toe en vers 16, laat die waterstroom nie oor my loop en die diepte my nie verslind nie en laat die put sy mond bo my nie toesluit nie. Dink net vir 'n oomblik, ek en jy, ons is in 'n put en die put maak toe bo jou, want dis die prentjie wat ons hier staan. Die waterstroom nie oor my loop nie, die diepte my nie verslind nie en laat die put sy mond bo my nie toesluit nie. Want dis die vlak, die diepte waar Dawid hom bevind binne in hierdie bedelied tot die lewende God. Vers 17, verhoor my o Here, want u goedertierendheid is goed. Hy roep die heeltyd God aan in sy verootmoediging voor die lewende God, maar hy verwys die heeltyd na God se goedheid. Hy verwys die heeltyd na God se goedertierendheid. Wend u tot my na die grootheid van u barmhartighede. En in my oomblik van nie weet nie, in my oomblik van onder hierdie water verswelg word, in hierdie modder, die put wat sy mond bo my toemaak, in daai oomblik het ek net een plek waar ek kan veilig wees. Ek moet kan uitroep na die Here, na die lewende God. Ek moet kan uitroep na die God van hemel en aarde. En ek het vers 18 en vers 19 gevat, en dit net gaan indeel in 6 stukkies, 6 woorde wat ek uithaal, wat ek wil hê ons net vir 'n oombliekie, as jy 'n pen en papier het, maak net 'n merkie, toon dit net aan. Binne in my Bybel is hulle so gemerk, want dis hoe ek hulle verstaan en hulle ken. En ons gaan kyk na vers 18 en verberg u aangesig nie vir die knegg nie. En dis die eerste een wat Dawid hier vir my en jou wys. Hy vra dat God nie sy aangesig verberg vir jou nie. Want onthou, hierdie bedelied van Dawid is Dawid se bedelied, maar dis ingegee vir jou en vir my vir vandag binne in ons situasie. So Here, verberg jy aangesig nie vir my nie. Verberg jy aangesig, sit jou naam daarin. Here, verberg jy aangesig nie vir my nie. Nommer 1. Nommer 2, want ek is benoud. Ek kom in voorootmoediging voor die lewende God. En ek kan na hom toe hardloop omdat Jesus Christus my die pad voorberei het. Sê, Here, moenie u aangesig vir my verberg nie, want ek is benoud. Nommer 2. Nommer 3, verhoor my dan gou. En daai woordjie gou is net so daar aangesluk. Ek dink dit sou heeltemal goed gewees het as daar net gestaan het, verhoor my dan. Verhoor my Here. Maar hy sê, verhoor my Here gou, want hierdie insluk in hierdie water, in hierdie toevou van die put bo hom, maak dit net onmoontlik om te kan lewe. En dis die lewe waarin ek en jy lewe vandag. Met die
oorvloei, die oorspoel van hierdie modderige water, van alles wat net oor ons spoel. Daar's net soveel inligting wat na mense toe kom, en as ek en jy nie ons kinders help en leer om die inligting te dissekteer en te klassifiseer en te pak op die kante en te pak wat is belangrik in die middel nie, as ek hulle nie help om rigting te vind in die woord nie, gaan hierdie sosiale media, al hierdie inligting wat kom, al hierdie magdom inligting met artificial intelligence en al hierdie goed wat oorspoel, as ons hulle nie help om die pad te vind binne in die woord nie, gaan hulle voel soos hierdie prentjie wat Dawid hier teken, en dis hierdie modderige rivier modderige water wat jou toesluk, die put wat sy mond bo jou toemaak, waarvan Dawid hier praat. En dan vers 19 nommer 4, kom nader na my siel. Here, Dawid wat hier namens my en jou 'n bedelied tot God bid, wat my en jou wil leer in ons verootmoediging voor die lewende God. Kom nader na my siel. 5, verlos dit. Here, verlos my siel, verlos my van dit wat oor en oor my aftrek, verlos my van dit wat ek oor en oor in my kop laat oorgaan, verlos dit van dit wat ek nou gehoor het, dit wat ek nou gesien het, wat my nie wil los nie, dit wat by my bly, dit wat nou na by my staan, dit wat nou net teen my gepleeg is. Nommer 6, bevry my om my vyand ontwil. Bevry my om my vyand ontwil. En het jy al ooit gaan wonder hoekom Dawid sê, bevry my om my vyand ontwil? Here, bevry my. Onthou, ons vat nou al hierdie 6 goedjies wat Dawid hier vra, elkeen van hierdie punte, en ons gaan kyk na hulle, en ons sien wat dit gaan oor Dawid, dit gaan oor hom as persoon, maar dan sê hy, bevry my, en dan sit hy 'n kersie op die koek, vir my en vir jou om te gaan bedink, en ek wil jou bemoedig om dit in hierdie week te gaan bedink, en te gaan indruk by die lewende God, en te gaan hoor by die Heilige Gees, want hy sê, bevry my, en dan sit hy daar 'n stukkietjie by, vir jou broer, vir jou suster, om my vyande ontwil. Bevry my, om my vyande ontwil. Here, hoekom? Sodat ek met u liefde, en u barmhartigheid, u verootmoediging, u net voor u kan wees, maar dat ek na my vyande kan kyk, vanuit dieselfde posisie. Hierdie Psalm toon vir ons die krag van gebed in tye van nood. Dawid se desperaatheid dryf hom om te roep na God vir verlossing. Julle het gehoor, ek het die woordjie daar aangeslip. Die evangelis kom alweer uit. Hy roep na God vir verlossing. Onthou, verlossing begin altyd eerste by wedergeboorte. Verlossing begin by aanvaarding van Jesus Christus se volkome werk aan die kruis. Die woorde van hierdie Psalm herinner ons daaraan dat ons nie die dieptes van ons eie lewens ervaar op dieselfde vlak as wanneer ons uitroep na God nie. Wanneer ons in hierdie dieptes van ons lewe is, en ons wil dit anders ervaar, ons wil dit nie ervaar van 'n situasie van totale desperate hopeloosheid nie, moet ons soek na die antwoord binne in dit, na ons uitroep na God. Net soos Dawid, mag ons vrese en benoudhede na die Here bring, met die vertroue dat hy sal ons verhoor. Wat Psalm 69 verder vandag vir ons betekenisvol maak, is hoe dit verband hou met Christus se lyding. Onthou, ek het vir jou gesê, Psalm 69, hierdie bedelied, is daar so 'n stukkie van Jesus Christus se kruisdood, se lyding, geopenbaar deur die Gees aan Dawid. Dawid se woorde in vers 16, laat die put sy mond nie bo my sluit nie. Vers 16 van Psalm 69 herinner ons aan die dieptes van benoudheid waarin Christus self was in Getsemane, toe hy gebid het en bloeddruppels voortgekom het. Die tyd wat hy op die kruis was, wat hy moes uitroep, Vader, hoekom het jy my verlaat? Ons sien dus in hierdie Psalm 'n prentjie van verlossing wat deur Jesus Christus volbring is. Hierdie dieptes is vir my en jou gespaar tot op die diepte van vlak van Jesus Christus, deurdat hy deur hierdie dal van doodskade weer gestap het, vir jou en vir my broer, vir jou, vir my suster. 'n Redder, nie net van fisiese gevare nie, maar ook 'n redding van ewige skeiding tot God. Jy hoor wat ek ingeslip daar? 'n Redding vanuit ewige skeiding tot God. Broer, suster, laat toe dat hierdie psalms, wat ons as basiswoord gebruik vandag, jou stig en opbou in jou mees heilige geloof. Die doel van die verwoord moet lei tot jou en my wat standvastig staan
in en op die woord van God. Standvastig staan in die woord, maar standvastig staan op die woord. Wat glo ons? Dis 'n belangrike vraag. Wat glo ons? Jy word voortdurend gebombardeer met wat die wêreld se standaard is. Die wêreldstandaard wat loodreg indruis teen God se woord. 'n Sagte gedeelte van Jesus se liefde word geïsoleer. Nou vat hulle net hierdie sagte gedeelte van Jesus se liefde en dit word gemanipuleer. Soos wat ons lees in Genesis reeds, soos wat ons lees Jesus Christus toe hy versoek is. Net manipulasie van 'n gedeelte om my en jou te bring op 'n vlak waar ons moet dink ons moet instem tot dit wat vir die wêreld aanvaarbaar is. Ek het nie nodig om die persoon te verdoem nie, maar ek het verseker nie nodig om in die kring van die spotters te sit nie. My God het dit vir ons geskryf, ook in 'n Psalm, in Psalm 1. Jesus gee om vir die mens, maar hy verdra nie ongeregtigheid nie. Hy verdra nie enige weg anders as die weg van die waarheid en die weg van die lewe nie. Fokus op die goddelike uitkoms, agter die geestelike geveg. En die klein tierlantynkies om jou val weg. Fokus op die uitkoms van die woord. Ons is partykeer so gefokus op die klein tierlantynkies, en ons kry mense om aan te agter klein tierlantynkies aan te hardloop, wat oor 'n jaar, 2, 3 jaar glad nie belangrik is nie. Maar broer, suster, laat my toe om vir jou te sê dat jou geregtigheid, jou stand voor God is vir altyd belangrik. En daarom moet ek en jy seker maak dat ons nie die hele tyd hardloop agter die nuutste tierlantynkie van wat mense nou aan die kapstok hang as die ding van die dag nie. Maar dat ons sal bid in elke situasie en dat ons sal staande bly. En dat ons nie sal toelaat dat die diagnose en die prognose van dit van ons tyd ons sal het rigting verander nie. Punt nommer 3, my laaste punt, en ons is by Psalm 91 en ek weet jy sê nou, uiteindelik. Maar onthou as jy dan 'n bietjie laat begin. Die belofte van God se beskerming, Psalm 91, en Psalm 91 is so 'n belangrike Psalm, en ek weet, meeste van julle ken hom uit julle kop uit, en julle kan hom opsê, want ons staan op hom, maar Psalm 91, daarom, omdat so baie mense hom ken, is soos Psalm 23, 'n geliefde Psalm. Maar Psalm 91 is 'n lied van beskerming, wat die diepste vertroue in God uitdruk. Vertroue in God, as jy Psalm 91 lees, dan kan jy sien dat Psalm 91 geskryf is rondom vertroue in God. Hierdie Psalm is vol van God se beloftes vir diegene wat sy naam ken en hom liefhet. Die skrywer van Psalm 91 is nie bekend nie. Daar staan nie direk wie hom geskryf het nie. Sommige van die Joodse tradisie glo dat dit ook deur Moses geskryf is, soos party van die ander psalms goed is wat Moses geskryf is, wat in die psalms vervat is. Maar Psalm 90 is byvoorbeeld so 'n psalm, en daarom dink hulle 90 en 91 is dalk Moses, maar dis ook dalk 'n psalm wat deur Dawid geskryf is. So, ons weet nie presies nie, maar dis nie belangrik nie. Maar ons weet dat Moses en Dawid bekend was met die situasies voor die lewende God. Bekend was met die beskerming, met die vertroue wat hulle in God geplaas het. Aangesien hierdie outeurskap egter nie duidelik is nie, is dit veilig om te sê Psalm 91 deur 'n skrywer geskryf is wat diep kennis en geloof in God se beskerming gehad het. Al bly die presiese identiteit van die skrywer onbekend. Wat egter belangrik is die krag en diepte van die boodskap van hierdie Psalm, wat reeds relevant en steeds relevant is. Reeds relevant en steeds relevant. Dit is relevant vir nou, maar dit sal steeds relevant bly vir die toekoms. Dit is relevant vir toe dit geskryf is, maar dit is steeds relevant vir die toekoms waarin ek en jy vandag lewe. En ons spring na vers 14, Psalm 91, en weer eens gaan lees die hele Psalm asseblief. Hy is gelukkig ook nie een van die langes nie. Omdat hy my liefhet, sê God. En hier hoor ons, dit is geskryf in die woorde van God. Kan ons hoor, hierdie is geskryf vanuit die woorde van God. Omdat hy my liefhet, ek en jy, broer, suster, omdat jy God liefhet, daarom sal ek hom red. Dis God se woorde, omdat jy God liefhet, sal hy jou red.
Omdat jy God lief het, sal hy jou beskerm. Omdat hy my naam ken. Dis wat die Here vir jou en vir my sê vandag. Omdat ons staan in sy woord. Hy sal my aanroep. Ek en jy sal God aanroep. En God sê, ek sal hom of haar verhoor. God sê vir jou vandag, broer. God sê vir jou vandag, suster. As jy my aanroep, sal ek jou verhoor. In die nood sal ek by jou wees. Ek sal jou uitred en eer aan jou gee. Met lengte van dae, vers 16, met lengte van dae sal ek jou versadig en ek sal jou my heil laat sien. En ek het vroeër gesê, ek gaan oor hierdie woordjie heil praat, want ek wil net hê ons moet hierdie woordjie heil in die ou Afrikaanse vertaling verstaan, want hierdie woordjie heil praat van verlossing. Hierdie woordjie heil praat nie net van verlossing soos in van iets, van 'n struik of van iets van nou nie, maar praat van die verlossing uit wedergeboorte. Die ewige verlossing, die ewige verandering, die ewige redding. Dis wat hierdie woordjie heil van beteken as jy in die ander vertalings gaan lees, sal jy dit sien. Maar dit was in die 53 vertaling, was dit die woordjie. God trek hier 'n direkte lyn tussen beskerming en uitroep. Tussen beskerming en uitroep beteken God se beskerming uit jou uitroep is ook wedergeboorte vanuit jou uitroep. Redding van sonde. Ons vry wees voor die lewende God. Ons vry wees staan. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Hierdie belofte sou in die antieke tyd van die Israeliete geweldig kragtig gewees het, want hulle het ander gevare, hulle het ander siektes, hulle het allerhande ander ervarings gehad, oorloë, wilde diere, ek meen die siektes, daar was nie al die mediese hulp, want vandag alles gaan ons oor die mediese hulp, het gaan vandag oor, dit was 'n wêreld waar die wete dat God jou persoonlik ken en beskerm enorme vertroosting bied. Vandag is ons geveg steeds in die natuurlike, maar swaar belaaide geestelike kant. En ek en jy moet besef dat vandag se geveg, het ons dalk 'n minder geveg om lewendig te bly in die natuurlike as wat hulle gehad het. Maar in die geestelike kant het ons soveel meer aanvalle met die oorspoel van al hierdie inligting. Die inligting waarmee jy daagliks gebombardeer word, valse inligting, blaatante verdraaiings van die waarheid. Maar ons weet mos, soos ek vroeër gesê het, dis nie nuut nie. Die sondeval in die Ou Testament, Genesis, reeds dit was net 'n verdraaiing van God se waarheid. Die Nuwe Testament, Jesus se versoeking, 'n verdraaiing van God se waarde. Ek is besig om te land. Die aanslag broer, suster is vel en disippels draai teen mekaar. In steede van disippels maak, wil disippels wat om hul staan veroordeel en oordeel. Moenie die hele tyd kyk na elke persoon wat Jesus Christus aanneem, sy woorde en hulle wil reghelp en hulle wil uithelp nie. Maak seker dat hulle wel gered is. Vou hulle toe in liefde. Maak seker dat hulle die waarheid voortbring. Maak seker dat hulle lewe in Jesus Christus. Hierdie psalmbeloftes geld ook vir ons vandag nog steeds. Ons mag nie dieselfde bedreigings en probleme hê as die antieke Israeliete nie, maar ons uitdagings en gevare staan nog steeds fisies, emosioneel, geestelik. Hierdie psalm herinner ons daaraan dat God ons ken en ons veilig hou, en dat hy ons red uit elke vorm van gevaar, dat hy by ons is in die nood. Terug by vers 15. Ons gaan net terug na vers 15 toe. Ek wil dat ek vers 16 net lees in die nuwe vertaling. Daar's 'n nuwe Afrikaanse vertaling en ek wil vers 16 net daar lees. Ek het amper vergeet. Ek wou dit vir jou wys. En vers 16 in die 2020 vertaling, net oor daardie woordjie heil. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom verlossing laat ervaar. Daai woordjie heil is vertaal na verlossing toe, wat vir my en jou beteken wedergeboorte in die taal wat ek en jy verstaan. Vers 15, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en aan hom eer gee. En hierdie woorde getuig van 'n intieme verhouding met God, waar hy jou roep na hom toe. Waar ek en jy nie die eer kry nie, dis God.
waar hy seker maak dat ons staan, dat hy seker maak dat hy ons sal hoor, dat hy seker maak dat hy ons gebede sal verhoor. Maar dit gee vir ons 'n sterk herinnering dat ons nooit alleen is nie. Selfs in die diepste van tye is God by jou. En ek en jy moet indruk, en ons moet die woord verstaan, en ons moet lief word vir die woord, en ons moet lief word vir ons medebroers en susters. In afsluiting, die psalms wat ons vandag oorweeg het, herinner ons daaraan dat ons God dien, wat diep betrokke is in ons lewens. God stel belang in jou broer. God stel belang in jou suster. God tel jou trane. Nie omdat hy hom verlustig daaraan nie, omdat dit belangrik is dat jy weet dat hy in elke traan by jou is. Hy hoor ons gebede. Hy beskerm ons teen die gevare wat ons omring. Die psalms bied nie net troos vir die oorspronklike skrywers nie, maar al woorde resoneer ook vandag sterk met ons. Mag ons soos Dawid met vertroue in God wandel, wetende dat hy elke traan tel. Ons verhoor in ons nood en ons beskerm te midde van elke uitdaging. Mag ons sy naam loof en hom eer vir die groot dinge wat hy in ons lewens doen. En mag ons altyd onthou dat ons nie alleen is nie. Ons God is aan ons kant. Dis 'n voorreg om aan jou 'n woord te kon bring wat sê, die God wat trane tel en uitroep, is die God wat vir jou omgee, is die God wat vir jou uitredding bewerk het, is die God wat vir jou regverdiging bewerk het. Here, dankie dat ons net kan stil word voor U as lewende God. Dankie dat ons by U kan kom indruk en kan sê, Here, U sê vir ons, dat omdat ons U liefhet, sal U ons beskerm en uitred. En Here, ons wil vanoggend kom indruk in ons liefde vir God die Vader. Ons liefde vir Jesus Christus. Ons liefde vir die Heilige Gees, die inwonende Godheid. Here, U liefde, wat U in ons deponeer het, Romeine 5:5. U vertroos ons met die woorde, dat wanneer ons U aanroep, U ons sal uitred. En Here, ons kom verklaar vanoggend, en ons kom roep vanoggend hierdie uitredding uit, oor die mense om ons. Ons kom roep hierdie uitredding uit, oor die mense in ons familie, wat ons weet, nog uitred nodig het, wat uitroep vir uitredding. Here, dankie vir die beloftes, dat ons verlossing sal sien. Here, wat 'n fenominale belofte, dat ons verlossing sal sien. Here, hierdie verlossing, hierdie uitredding, is nie net vir myself nie, maar is vir die om my, vir wie ek Jesus Christus liefde aanbied. Dankie Here, vir die bewerkstelliging van wedergeboorte in my lewe. Ek kom bid so vir die om my, Here, dat jy hulle sal uitroep, dat jy hulle sal saamroep, dat jy hulle sal uitruk uit die hand van die verderf uit. Dus kom seën elke persoon in die klank van my stem. Gaan en wees 'n seën in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Het was lekker om saam met jou te kuier en net saam met jou stil te word. Dankie vir kom inloer. Dankie vir julle indruk en dankie vir jou bydrae. Dankie broer, dankie suster, dankie vir jou bydrae tot die koninkryk. Dankie vir die voorbereiding van die bruid. Dankie dat jy jouself voorberei as die bruid, maar dat jy werk aan die bruid. Dus kom gee jou net oor aan die lewende God en ons sê, die God wat trane tel, het jou uitgered. Die God wat trane tel, kan die om jou ook uitred. Dus gee hom al die eer. Dankie vir saamkuier. Tot ziens.